Goeiemôre en baie welkom by ons midweek uitsending. Dit is Woensdag die 2de Desember. Die somer het aangebreek en ons is besig met ons reeksie oor meesters van die wind. Ons kyk natuurlik in die tyd na Jeremia en ons het geleer by 'n metafoor hoe 'n wimpom die wind nie gaan soek nie. Hy staan en wag en weet dat die wind hom sal kry. Jesaja 60 Vers 22 sê ons ook vir ons, net soos dit met die mens, hy wag op die Here, want hy weet op die regte tyd sal die Here doen wat hy beloof het. So ons het 'n les ook te leer by Jeremia se kollega Jesaja. En ons gaan weer na ons teks kyk vanoggend uit Klaagliedere 3 uit en lesse gaan leer by Jeremia. So kom ons lees die teks en ons vra, dan kyk ons wat ons daaruit kan uitpak. So kom ons lees saam. Vanaf vers 18 gaan ons lees in Klaagliedere 3. Ek het gedink dit is klaar met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As 'n beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Soos ons gaan nadink oor die 4 vrae wat ons vra in die teks, dan kan ons 'n klomp lesse by Jeremia leer. Ons weet dat hy baie swaar gekry het. Hy beskryf inteendeel vanaf vers 1 hier in hoofstuk 3 in Klaagliedere hoe swaar hy gekry het. En daar's 66 verse in hierdie hoofstuk, so ons het nou net 'n greep uit dit uitgeneem en daar's geweldig baie ding wat ons kan leer. So ons gaan net so 'n kort blik kry, 'n kort venster oopmaak as ons na hierdie 4 vrae gaan vra. Wie is God? As ons sinne kan begin met God is uit hierdie teks, dan is daar 'n hele paar dinge, 'n groot lysie wat 'n mens kan saamstel. Ons leer uit hierdie teks dat God se liefde groot is, sy trou, sy ontferming. Dit is elke môre nuut. Maar ek wil die woordjie vanoggend gebruik van vars. Dit is elke môre vars. En dit gee vir ons hoop. Dit gee vir ons daai belofte van 'n uitkoms. Ook in ons beproewing wat die Here op ons bring. God is ons uitkoms in ons tye van beproewing. God is ons hoop. Sy ontferming is elke môre vars. Hierdie gedagte is teen sy sin dat hy mense in beproewing bring. Dis 'n gedagte wat my al ver gedra het dat dit teen God se sin is. God is die God wat nie daarvan hou as ons in beproewing en ellende in so 'n toestand verkeer, want hy is lief vir ons. Dit laat my dink aan 1 Korintiërs 10 vers 13, waar God se trou ook beskryf word, as Paulus skryf, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Ons hoor Jeremia se woorde ook hierin herhaal. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy die uitkoms ook gee, sodat julle dit kan weerstaan. Dit is 'n vers wat 'n mens moet memoriseer. God is ook die God wat uitkomste gee, wat uitkoms bring vir ons. Die tweede vraag is, wie is ek? Wie is ons? Die mensdom vraag. Ons sien in hierdie gedeelte baie duidelik, ons leer by Jeremia dat ons kosbaar is vir God. Dit gee vir ons soveel perspektief op lyding en op ons beproewinge. God sal ons ook die uitkoms gee. Ons kan deurdruk, met ander woorde. Ons is mense wat kan vasbyt en wat kan deurdruk. Wat in die teks herhaal in my? Wat vertoef in my? Wat resoneer in my? Daai woorde, dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Dit herhaal geweldig in my. En dit maak baie emosies in 'n mens los. Onder andere 'n emosie van hoop, nê? Dit sit 'n mens op 'n plek neer wat jy weet, daar is hoop. Jy kan die wind hanteer.
Daar's beter uitkomste as wat jy nou het of kan verwag. Jy kan hierdie wind vat, jy kan staan, en dit maak 'n mens opgewonde. Dit bring troos, dit gee vir 'n mens hoop, wat ons so nodig het in hierdie dae. Gee die teks vir my 'n opdrag, wat wil jy hê wat ek gaan doen? Daar's baie in. Ons kan roep na God, want God hoor. Roep, smeek, pleit by die Here. Hy hoor jou, en hy sal die uitkoms gee. Wag op God, volhard en vertrou. Ek het 'n ander prentjie ook gekry met daai teksie van ons uit Jesaja 60 uit. Op die regte tyd sal die Here doen wat hy beloof het. Die windpomp perspektief, die windpomp les wat ons leer is. Wag, die Here sal die wind wat hy stuur vir jou help om te gebruik om op die einde iets positiefs daaruit te doen. Die water te pomp, lewe te gee, te sorg, die energie op die einde op te kanaliseer en op die regte manier te gebruik. Hierdie opdrag wat die Here ook van hierdie teks vir mense gee, net soos vir Jeremia is, gee hierdie perspektief aan, gee dit aan vir ander mense. Hierdie perspektief dat dit teen sy sin is dat hy mense in beproewing bring. Ons moet ander mense ook help om hierdie perspektief te kry, ook op hulle eie lyding en swaar kry, hulle beproewinge, hulle ellende waarin hulle verkeer. Lees weer die teks in jou eie tyd en vra weer die vraag. Maak jou eie notas. Bespreek dit dalk met iemand anders, gee dit aan. En mag ons die Here se woord so aangee en dat sy naam net meer en meer verheerlik kan word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons perspektief gee, ook oor ons eie teenkanting, ons eie ellende, ons eie beproewinge, wat ons ook beleef as winde wat van vooraf kom, stormwinde, ook in hierdie dae. Help vir ons om te onthou dat ons kosbaar is vir U, dat dit teen die sin is dat U ons in beproewing bring, ellende oor ons bring. Help ons om die houe te kan vat. Jesaja of Jeremia stel dit eintlik so duidelik dat ons maar ons wang kan draai en ons kan deurdruk, want U gee ook die uitkoms. U is getrou, U trou is groot. U genade en die uitkoms wat U gee, die ontferming is elke môre vars en ons verheerlik en eer U daarvoor. So help ons om te kan vas staan en die beproewing te kan weerstaan. Geef vir ons in hierdie dae die energie om die uitkomste te kan sien, dat U positiewe en beter uitkomste vir ons voorberei het. Ons wil U aanbid en ons wil U verheerlik, want daar is geen einde aan U liefde en ontferming nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n lekker week verder hê. Sondag gesels ons 'n bietjie verder oor Daniël, ook as een van die meesters van die wind, en ons gaan leer 'n paar lesse by hom. Mag jy 'n besondere lekker week hê, en dan sien ons mekaar Sondag weer. Amen.